Lekker om weer bietjie saam met ons in die ateljee te hê. Ons, die band, nie ek en Sharonike nie, ons werk anyway, meeste van die tyd, maar die tweekie, Marco en Rouwei. Hallo julle! Hallo julle! Ek voel of ek elke keer as ek julle sien, dan moet ek net vir julle 'n klagte namens die radiobedryf indien vir die naam. Maar dis okay, ons is al gewoond daaraan en ons het nou al workarounds gekry. Ons is nog nie gewoond aan nie. So, jy trick het. Ja, ons was net slim, soos ons word elke liewe dag mention in elke liewe sin, verstaan? Dis net soos En ek voel daar's addisionele bemarkingswaarde in dit ook, 100%. want elke radioomroeper, ons probeer maar altyd maar bietjie snaakser wees as wat ons is. En dan maak almal nou 'n ons joke. So naam word nie net genoem nie, hy word so 2 of 3 keer ekstra genoem ook. Dis baie slim bemarking hoor. Ja. Ja, dit was baie ouliker toe ons die idee gekry het as wat dit nou voel tans. Maar dis okay, ons gaan aan. Ja, kan ek sê ons het al elke liewe ons joke gehoor. Ons sal altyd lag. Don't get me wrong. Ja, julle kan weer ons joke maak, ons gaan weer lag. Ja, trust. Beloof ons. Nee, ons is uitgeons nou met die jokes. Maar ons is nog nie moeg vir julle nie. Hoorie maar, dit lyk regtig of dit baie goed gaan met julle. Ek weet individueel dat julle baie goeders waaraan julle werk ook en dat julle nou die goeders saam. Dan moet ek net gou vir jou sê, Marco, ek het myself nat gepie vir letterlik vir een van jou laaste TikToks, daai enetjie wat jy opgeneem het met die daai suurspray. Oh my word, dit was funny. Met die alien spray. Weet Met jy die het ek alien genip, spray. want ek het gedink toe ek het net met pas dink ek dalk was hierdie genuine net ek. Nee. Weet jy wat? Spyker op die kop. Ons almal was daai kinders gewees met die spray. En ons almal het deur dit geloop. Dink jy alien spray was ons tjoef gewees? Dit was. Nee? Ek het 'n opvolgvideo gemaak daaroor want dit is 100% die oorsprong van die tjoef. Jy steek hom weg. Ja. Jy moet skelm doen. Jy steel ander mense Jy se. steel ander mense Oh, se. hier kom al julle geheime uit. En kan ek jou sê wat die weirdste ding vir my is? Ek dink aan die idee, ek gaan in die eerste suits winkel wat ek kry. Kry jy een? Dis net daar by die til. Dis soos nog dit vla nog hoog, hoor. Ja. Dit het nie gefade nie. Dis die good stuff. Dis die good stuff. Maar nou die dag toe het my sussie se oudste laaitie toe ons hulle nou ook voorgestel nou 'n alien spray. En hulle het dit nou geniet. En standaard, ons almal het al daai voetfout gemaak. Toe besluit hy dit is so lekker, maar die spray is nie noodwendig die regte hoeveelheid nie. Yes. Toe draai die proppie oop. Ja. En die mannetjie begin toe nou van hierdie goed drink en hy drink homself toe in 'n siek in. Ja. Min weet en dit sal sy laaste alien spray dan nou Ooit wees. is, ja. Ja. Maar dis die klassiek, dit gebeur, want jy voel, jy weet, jy kry so 'n klein bietjie van 'n haai en dan is dit nie genoeg nie en dan wil jy daar en dan druk jy daai ding af, maar dan stamp hy jou. Alien spray is 'n stamp hy jou. gateway drug, ek Dis sê. 'n gateway drug. Gaan kyk die video na dit. Ja. Hoorie, dis hilarious. En verder, hy's nou weer die een met al die jokes en jy's die een wat net inspireer, hoe hy. Hæ? Julle? Jy gee vir my so baie om oor te dink elke dag as ek so na jou social media kyk, dan sê ek soos, weet jy wat? Hierdie Dankie. girl is inspirational. En sy swat ook nog tussen. Ja. Dis die Dit breins be ook. cool, stay in school. Dit is ek het letterlik Saterdag klaar gemaak met my eksamens. Was rof. En julle, dis die ergste as jy klaar maak met die slegste vraestel ever ooit. Maar all is well. Daarom is ek nou Wat is die slegste vraestel ever ooit? As jy letterlik, dis 'n 3 ure vraestel, 75 punte en jy het 'n 5 bladsy case study wat alles gaan oor 7 vragietjies. Ek soek eintlik die ID-nommer van die dosent sodat ons ook mense kan name and shame. Letterlik. Nee, dit was Ons rof. drop name Tjoefchaf hier op hierdie show. Die kult wat na hierdie show luister, gaan nog maklik eiers gooi hoor. Hoorie nee, jy's so reg. Dankie mamma, waardeer. Hoorie so, nee, maar ons gaan nou 'n bietjie met julle gesels oor die nuwe musiek en al daai lekker goedjies. Kom ons kyk net eers vinnig wat aangaan op die paai en die reën met hardloop in die veld en nee. Hardloop in die straat af, hardloop in die veld in. Ek dog jy sê vir my hardloop in die geld in. Ek dog jy net doopie, waar gaan jy? Kan ek saamkom? Waar's dit? Is jy in 'n running club? Wel, ek hardloop nie oor die algemeen nie, maar as jy in die geld in gaan hardloop, gaan ek saam. Sal wat ek vir jou sê. Saam met ons in die ateljee vanoggend om bietjie te gesels oor hulle nuwe enkelsnit, maar voor ons by dit uitkom, Marco, jy skryf deesdae baie, nê? Jy's nog as 'n skrywerige mannetjie. Ek is 'n skrywerige man. Ja. Ek dink in die begin het ek so baie liedjies geskryf vir my en Rouwei. Ek dink ons label het toe maar gesê, hoorie, skryf maar 'n bietjie van dit vir ons ook. So dit is eintlik my day job eintlik. Ja, om te liedjies skryf. Ja. Nou waar kom al die lewenservaring vandaan? Want ou moet nou al 'n bietjie grondpad gestap het om
om te kan praat oor iets wat bietjie gewig dra, jy weet. Jy moet verskriklik baie country in jou lewe al geluister het. En dan weet jy van Dis valid. jy weet van almal se probleme. Ek dink dis nogal een ding wat help. Maar verder, ag, jy kom ons maar alles wat met jou gebeur erger laat klink of dieper laat klink in 'n liedjie. Ja. Ek sien. Dis nie altyd so. So jy vat maar vanilla experiences en dan aromat jy hom. dan aroma te kom geel. Ja, en dan gooi jy hom nou maar daarin en kyk waar sit hy. Exactly dit. Maar hierdie Marco laat dit klink asof hy net hierdie diep donker depressiewe goed skryf. Ja. Jy laat ook nie als erger klink nie, Marco. Ja, maar jy weet selfs 'n liedjie wat jy sing oor, jy weet, die liefde of verliefdheid, dan is jy baie verlief in die liedjie. Jy's meer verlief in die liedjie as wat jy moontlik kan wees eintlik. In regte lewe. Want jy moet. Niemand wil hoor, ja, ons was nogal verlief. Dit gaan nie reg. Dis so Kan nie elke reg- 3 dae. Elke 3 dae nog keer, ja. Gaan nie reg werk nie. Jy wil weet jy was gat oor kop verlief Absoluut. op daai oomblik. Roewy nou as hy nou liedjies bring vir julle band vir ons. Kyk jy partykeer so vir hom en dan sê jy vir hom, hoorie, jy weet jy het nou net daai banger en daai banger geskryf vir X, Y en Z. Wat se chol bring jy nou hier vir my? Wat Het sê dit nou al eintlik gebeur? van ons musiek? Nee. Nee, kyk, julle singles, ek love it. Wow. Ek love it. Maar bring hy so nou en dan voel jy die B-grade vir jou en sê, hoorie, kom ons gaan nou maar met die. Nee, kan ek jou sê Marco is baie hy prioritiseer die band altyd. So hy sal altyd Dis gaan, gaaf. hoorie nee, ek dink hierdie hy sal al sê soos hoorie nee, ek weet X, Y en Z wil hierdie song hê, maar ons vat hom. Maar daar was 'n paar songs soos Huis wat ons sou gesing het, maar toe Tannie Lorika kom, Tannie Lorika raag like Wow. Wat gaan jy Valid. doen? Jy gaan nie. Ja. As gaan nie vir haar sê sorry Tannie, hierdie Nee, ons gaan valid. self hierdie Jy liedjie gee sing. vir haar alles in die huis. Sy het actually my actual huis ook. Ja, Jy weet, letterlik. in my car. So nee, toe was ek soos okay, weet jy wat dit. Soos ek wou begin stry, ek soos nee, dis letterlik die Lorika raag. Tannie Ja. vat hom asseblief. So Ja, ek dink ook ons musiek is so ver van half die kommersiële mark of dis maar in die middel van die kommersiële en die alternatiewe mark. Tog is dit nog steeds kommersieel, maar dis nie goed wat reg gaan werk vir van die ander kunstenaars wat Ja. ek voorskryf nie. Dis te ja. ek weet nie. Ja. Dis Dis te ander ons. sound, dis te ons. Ja, maar ek dink in elk geval oor die twee stemme ook is Mm. ek kan nie imagine as ek nou dink aan enigiets wat julle al release het dat daar byvoorbeeld 'n enkel kunstenaar dit so goed sou kon doen Correct. soos die twee van julle nie. Kan ek jou sê en kom ons verduidelik hoekom net omdat my en Marco se ranges, nê, soos hoe hoog en laag ons kan sing is wyd verskillend van mekaar af. So dit werk goed dat ons twee saam sing want sodra ek sien maar dit te laag is vir my, dan vat hy melody en ek harmonize en as dit te hoog is vir hom, vat ek melody en hy harmonize. So Dis so wyd versprei dit Ja. werk per ongeluk. Per Letterlik. ongeluk. Want as ek voel hier kom 'n noot, dan kan sy dit sien. Dan vat sy daai noot en dan gaan vat ek harmony. Wat 'n Ja, beautiful ja. ding is want dit gee jou eintlik baie range om mee te werk. Ja. En Dis jy- lekker. Moet jy nou wil jy nie vir ons 'n bietjie daai ranges gou net hierso tentoonstel voordat ons by die nuwe enkelsnit uitkom nie asseblief julle twee. 100%. The world was on fire, no one could save me but you. Strange what desire can make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed that I'd meet somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. Gister gaan ek onthou. Lorika op die radio, lewe lied en jy's my nommer 1. Jy's lief vir my en ek vir jou, en saam met ons 'n huis gebou. Klein begin, Maar dis genoeg vir nou. en is hemel op Tafelberg. Daar's 'n engel wat langs my lê, en is alles wat ek wil hê. Ja, dit reën in die klein Karoo, daar's goud nou op die koringlande. Daar's 'n
stilte in my gemoed en dis alles wat ek wil hê. Ja, dit reën in die klein Karoo. Jy is my hemel, jy is my engel, jy is hier by my, by my. Is hemel op Tafelberg, daar's 'n engel wat langs my lê, en dis alles wat ek wil hê. Ja, dit reën in die klein Karoo, daar's God nou op die Koringlande, daar's 'n stilte in my gemoed, en dis alles wat ek wil hê. Ja, dit reën in die klein Karoo, dis hemel op Tafelberg. Jee, dames en here, is ons met 'n ietsie akoestiek so op 'n maandagooggend. Ek weet, Wat Doopie, supposed jy is om 'n publieke vakansiedag te wees, maar nie is nie. Ja, want ons is nie meer op skool nie, Doopie. En ek wil net weet, het jy geweet die lirieke is goud nou op die Koringlande? Ons het dit gaan Google. Dis die heel eerste keer. Ek het daar nie geglo nie. Baie dankie ons vir die feit dat julle die hele Suid-Afrika nou net reg gehelp het met die lirieke. Dis nie goeters nie. Is dit wat jy nog heeltyd sing? Daar's goeters op die Koringland. Ek het niks gesing nie. Jy het sommer die plaas aksent hierso uit. Ja. Ek seker dit is wat Sharonike gedoen het, maar ek het iets geleer vandag. Ek leer elke dag iets nuuts. Luister nou, vertel ons 'n bietjie nou meer van Ver van die huis af. Is nou die nuwe enkelsnit. Waar kom die nou vandaan? Sjoe, vir ons vorige release was 'n bietjie van 'n swaarder, kan ek dalk nie swaarder nie, maar 'n meer ernstige topic en dit was bietjie van 'n break-up song. Maar ons essence waarmee ons begin het en waarby ons altyd wou bly is lekker ligte musiek wat jou laat goed voel. Dis die tipe liedjie wat jy gaan luister, jy weet, voor jou eerste dag van skool of voor jou eerste dag van universiteit of sulke liedjies. En ons wou terugkom by daai essence, veral na die vorige release. En vir my een van die goed wat my so laat voel is wanneer mens, jy weet, jy het 'n lekker aand uit of jy gaan doen iets om iemand is so lekker, jy wil nie huis toe gaan nie. Ja. En daai topic het homself half uitgeleen aan hierdie liedjie en aan die gevoel wat ons wil deurbring, en dis hoe dit ontstaan het. Ja. Was julle ver van die huis af toe julle hierdie geskryf het? Ja, ek weet nie eers eintlik waar my huis is. Die partykeer sê ek nog steeds ek bly in Middelburg saam met my ouers. Hulle bly daar en ek doen al vir 8 jaar nie. Wow. So ek's maar altyd ver van die huis af. Sorry. Maar nee, dit is Het Ruby amper nou net al mond verby gepraat oor ietsie. nee. Nee, ek het dit vergeet. Sien Hy's jy al dit, Char? 8 jaar uit skool uit. Sorry julle. Sy het al toe ons ontmoet het. Toe sê sy al noem sy my oupa en whatever. Dis ek voel jy Dit gaan was funny. en jy's nou amper so oud soos wat Toe ek jy daai ontmoet tyd het, was. ja. En So nou ek voel sou hom altyd uittaard as hy sien hom maar nou ons stry en hy is besig om te wen, dan sal ek dit altyd gaan. Okay oom. Ja, okay. Wen oom. ek die argument Ja, dadelik. maar ek En hoe sou voel dit nou? Wel, jy noem my nie Tannie nie, so dis okay. As iemand op my shows Tannie noem, want ons audience is klein kindertjies baie keer, dan melk ek dit. Ek sê, ja, vra vir die Tannie. Tannie, Letterlik. het Tannie 'n koutjie? Hè, Tannie? Wow. ja, maar Beautiful. Yes. as hy nou weer halfpad die argument begin wen, terwyl dan sien hy veel ja wel, as ek so oud was as jy was ek ook seker maar wyser. Wow. Daarin gaan ek in die sakkie sit. Dankie hoor. Luister, ons gaan nou die nuwe liedjie speel van ons bly ingeskakel vir dit. Ons sal met hulle nog 'n bietjie gesels. Net gehoor wat is hierdie innerlike striweling wat hulle het oor die ouderdom en al daai lekker goeie. So bly net waar jy is. Ons saam met ons net Doopie en Sharonike vir oggend en ons saam met ons in die ateljee. I'm not gonna make a joke about it. Ek weet jy wou, so well Ja, done. Ek ja. het gesien. Okay, ek het dit terughou. Moeilik. Hy lieg, hy moet nog 'n nuwe een dink. Ons is uit ons chats uit. En hierdie was nog of my interessant ook net nou toe julle sê dat die nuwe song is bietjie terug na daai happy, hopeful ons klank en Ruby, ek kan nie jou in hierdie tyd in die studio hê sonder om vir jou te vra oor die feit dat daar 'n baie spesiale en regtig hoopvolle noem mense dit 'n herdenking, 'n anniversary? Mens kan. Ek mens kan. Ja, ja.
So ek weet jy het in die verlede al hieroor gepraat en ek lag altyd so sit nou in die breek. Toe hulle soos okay, maar is die mense op die WhatsApp lyn die familie want julle het 'n hardcore familie en dis hoe ek dit altyd sien. Ja, letterlik. Want en is eintlik ongelooflik om te dink hoeveel ondersteuning daar is en daar het iets gebeur met jou wat regtig nogal jou pad rigting gegee het. Definitief. Hoekom is hierdie laaste week so spesiaal vir jou? So laas week, eintlik donderdag, het ek was dit 14 jaar terug wat ek 'n breinoperasie gekry het. Ek was graad 2 gewees. Ek het ek het 2 breinaneurysmes gehad en ja, dis dit net eintlik toevallig dat Vrydag 14 jaar later is dit moontlik vir my om letterlik my droom te kan jaag, om musiek te kan maak. Ons bring 'n song uit die dag na my breinoperasie 14 jaar terug. So dis eintlik net ongelooflik om te weet. Kyk in daai tyd in 2012 was almal so, jy weet nie eintlik wat gaan gebeur nie en dit voel of daar nie uitweg is nie en alles, maar die Here het daai tyd al geweet, soos oor 14 jaar gaan sy sit op haar balkonie en sy gaan sy moes harder leer vir 'n toets, wat sy gaan skryf die volgende dag en 'n song uitbring en soos dis eintlik net 'n bevestiging dat maak nie saak waar jy nou gaan op nou hierdie tyd nie. Soos die Here was al klaar en vandag en môre, hy was al en gister gewees en dit kan vir jou confidence gee. Soos alles gaan uitwerk soos die Here se wil. Want hy was al daar gewees. Soos hy weet wat gaan gebeur en hy op die einde van die dag wil hy altyd net die beste hê vir jou. Soos en hy is konstant, dit gaan nooit verander nie. Ek het vanoggend nog so vinnig daaroor gepraat dat ek gesê het as jy selfs in die Bybel ook gaan kyk, maar daar's 'n John Waller song saam met Eric Bramley wat sê surprise me. En dis presies wat jy nou daar sê. So ek dink as jy die Here net 'n kans gee om jou te 100%. surprise. Ja. Kan ek net die in chime, nee? Weet julle hoe hektiek was daai operasie? Want sy's mid-operasie, sy's wat graad 8 jaar oud. En die een dokter kom uit en sê luister, julle moet nou nie uitfreak nie. Die narkotiseer het 'n panic attack gekry, het uitgepas. Ek het vergeet van dit. So Mid-operasie. So nou moet die ouers daar sit en wees soos, maar hoekom het hy 'n panic attack gekry? Hierdie is 'n stukkie inligting wat nie algemeen so die beskikbaar is. narkotiseer was soos ek weet nie, ek gaan nie dit maak nie. Hy pas uit, kry 'n nuwe ou in. Na die tyd kom hulle shop, alles is 13 ure alles shop. operasie, ek onthou. Dis hierdie tipe Ken jy dit glo? ja, dis hierdie tipe nuus wat jy halfpad in die operasie insoek nie, maar Dis die nie die nuus wat jy die soek nie. professionele mense is besig om uit te pas al hulle. Dink jy het Google reviews al bestaan daai tyd? Nee, maar dis wek wat soos daai tyd, soos ek meen toe die tweede breinaneurysme gebeur het, kon ek nie loop of sien of praat of ek was heeltemal verlam. So daai tyd het ons eers geweet of ek gaan kan praat as ek uit hierdie operasie uitkom nie. Nou 14 jaar later kan ek hier sit En sing. en chats bou en sing en Ja, nie net die Ja. sit nie, soos actually thrive, you know, dit's Ja. That's Ja. amazing. Dis 'n Ja. ongelooflike testimony. Dankie. Hoor hierso, julle baie dankie dat julle kom kuier hier so op 'n maandag wat eintlik half bietjie publieke vakansiedag vibes so gooi. Vrydag. Ja, So Vrydag, ja. Ja. Ons waardeer julle. Dankie vir die tunes, dankie vir die nuwe enetjie ver van die huis af, die splinte nuwe enetjie van ons hier is hy nou. Julle moet 'n lekker vakansie. Groot FM 90.5. Altyd lekker om dit te weet.